praat vandag oor jou woorde is vrug. Jou woorde produseer vrug. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong en die vrug van jou lippe sal jy eet. So, jou woorde produseer vrug. Dan beteken dit, jou woorde is saad. Saad produseer 'n oes, wat natuurlik baie meer vrug oplewer as die saad wat jy geplant het. Jy sal die vrugte eet van wat jy plant met jou woorde. Dit staan vas. So die vyand se strategie om jou te verslaan is subtiel, maar baie dodelik. Hy wil jou kry om negatiewe uitsprake oor jou lewe en oor jou omstandighede te maak. Om vloeke oor jou en oor jou huis uit te spreek, of oor jou huwelik uit te spreek, of oor jou finansies uit te spreek. Goed soos ek is nie goed genoeg nie, ons gaan dit nie maak nie, dis nou maar hoe dit is, dis nou maar wat my lot is, en jy verstaan nie dat dit vloeke is wat jy oor jou lewe uitspreek nie, en dat dit saad is. Dis nie net negatiewe woorde nie. Dis wettige ooreenkomste in die geesrealm. Jou woorde vorm wettige kontrakte, ooreenkomste in die geesrealm, wat die duisternis toestemming gee om te laat gebeur in jou lewe wat jy sê. Maar vandag is daar vir jou 'n deurbraak. Vandag kan jy begin om jou lewe om te keer. Woordvloeke kan gebreek word en vervang word met seën. Kanselleer elke negatiewe woord wat jy oor jouself uitgespreek het in die naam van Jesus Christus. Jy hoef nie spesifiek, as jy wil spesifiek wees, kan jy spesifiek ook. Maar jy sê net, ek kanselleer elke negatiewe woord wat ek of enige iemand anders oor my en my huis uitgespreek het in die magtige naam van Jesus. Onthou dat jou verhouding met die Here eers reg moet wees, né? Jy moet jou lewe vir die Here gegee het. Verklaar dat die vuur van die Here alle wettige dokumente en kontrakte teen jou, wat deur jou woorde geskep is, nou laat vlam vat en brand tot as in die naam van Jesus. En dan begin jy vandag nog om die beloftes van die Here oor jou lewe te spreek en seën oor jou lewe te spreek. Want ons lees mos oral, die Here sê, ek wil hê jy moet die kop wees en nie die stert nie. Ek weet die gedagtes wat ek oor jou het, is gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie. Kanselleer alle bose kontrakte. Dan plant beloftes saad in jou lewe en gee daardie saad elke dag water deur hardop dit te verklaar. Onthou, as jy vandag geplant het, oes jy nie vandag nie. Dis waar die volharding ook inkom. As jy vandag daai proses omkeer, vir hoe lank al plant jy negatiewe saad in jou lewe, en vir hoe lank al eet jy daai vrug, so jy kan nie daai uithaal, daai goed wat jy nie wil hê in jou lewe nie, uithaal, en dan plant jy nou belofte saad, en dadelik wil jy begin oes nie. Jy moet dit elke dag water gee, deur dit elke dag hardop te verklaar. Jou woorde kan jou gevange hou, of dit kan jou bevry. Moenie mislukking versterk as die Here guns oor jou lewe beloof nie. Hy wil hê dat dit met jou goed gaan. Jeremia 29. Spreek seën en plant beloftes. So, kom ons vat 'n paar bullets. Ek verklaar dat die vuur van die Here en die bloed van Jesus elke vloek teen my lewe en my huis uitwis en vernietig. Elke negatiewe uitspraak van vrees en mislukking en nederlaag kanselleer ek deur die krag in die bloed van Jesus. Ek breek elke bose ooreenkoms met duisternis deur die krag in die bloed van Jesus. Ek verklaar dat ek die geseënde van die Here is, dat ek guns by die Here het en dat ek meer as 'n oorwinnaar is deur hom wat my liefgehad het, deur die krag in die bloed van Jesus. Ek spreek lewe oor my gedagtes, genesing oor my liggaam, groei in my finansies en vuur oor my roeping in die naam van Jesus. My woorde is die saad van die Here se plan met my lewe
en ek sal die vrug van my lippe eet. Heilige Gees, oefen my tong om krag vry te stel en deurbrake te aktiveer in die naam van Jesus. Ek kies lewe, ek kies die seën van die Here, ek kies om te sê wat die Here sê in die magtige naam van Jesus.